Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Ek lees van 'n man wat op 'n trein by die venster uitgestaar het en die heeltyd gesê het, wonderlik, absoluut wonderlik. Waarna het hy gekyk? Vervalle woonstelgeboue en rommel wat op die sypaadjie lê. Nadat die vrou wat langs hom sit, hom 4 of 5 keer wonderlik hoor sê het sy 'n opmerking gemaak en gesê, dit lyk nie vir my te wonderlik nie. Waarop die man toe geantwoord het, ek was vir die afgelope 30 jaar blind, maar deur die vaardigheid van 'n chirurg, die vrygewigheid van 'n skenker en 'n kornea oorplanting, het ek die gawe van 2 nuwe oë gekry. En vir my is alles wat ek op hierdie oomblik sien, wonderlik. Dankbaarheid het 'n manier om 'n mens se oë oop te maak en al die wonderlike dinge in jou lewe raak te sien, waarmee God jou seën. Ons kan so maklik kla oor onbenullige dinge, soos om die heeltyd huis skoon te moet maak, terwyl daar duisende mense is wat nie 'n dak oor hulle kop het nie, wat bitter graag 'n huis sal wil hê om te kan skoonmaak. Of ons kla oor die gereelde koste om ons voertuie in stand te hou. Tog is daar duisende mense wat droom om hulle eie voertuig te kan besit. Dit is so maklik om te vergeet hoe geseënd ons eintlik is. Daarom is dankbaarheid iets wat ons doelbewus elke dag moet kies. Om gereeld te stop en jouself te herinner aan God se goedheid is wat dit vir my en jou moontlik maak om elke seëning wat jy het te kan geniet en te kan sê, dankie Here vir dit of dat in my lewe. Die psalmdigter het 'n hart van dankbaarheid gehad. Hy skryf in Psalm 92 vers 2 en 3, dit is goed om die Here te loof en tot eer van u naam te psalm sing, o Allerhoogste, om in die môre u goedertierenheid te verkondig en u getrouheid in die nagte. Maak seker, jy het 'n hart wat altyd dankbaar is teenoor God. Here, dankie vir al die seëninge in my lewe. Help my om altyd dankbaar te wees en om ook 'n seën vir ander te wees. In Jesus naam bid ek dit. Amen.